te sê dat we dank vir die dag. Dankie vir die oomblik wat ons die teenwoordigheid so kan ervaar. Wil die teenwoordigheid in die kostbare atmosfeer tussen ons laat bly. Terwyl ons ook na die woord gaan luister. Heilige Gees wil die deur die woord ook tussen ons deur verdiep. En ons kom verkoop en oplig en versterk in die mooi en kostbare naam. Amen. Baie dankie aan ons stedspan, leide, lossang, bidden, my kant af op die baie hartelijk verwelkom, lekker om die hier te sien, die kant, sodat ons by opkoopmaak, na die Genesis, die 5de hoofstuk, en dan gaan ons ook in die Hebreërs, 'n paar verse saam lees, dan so die saam gesels, hy dan gedeeltes uit. Die gedeelte gedagte deels oor die volgende 2 Sondae wat handel oor gehoorsaamheid. En ek wil dit doen onder 'n tema gehoorsaamheid open die sluise van die hemel. En ons gaan vanoggend so hierdie kyk in ons eerste geleentheid na Jesus se gehoorsaamheid. Maar kom ek lees vir julle Genesis die 5de hoofstuk vanaf vers die 6de hoofstuk vanaf vers 5 tot 9. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart gedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Goed, kom ons gaan weer probeer, ek gaan weer probeer lees vanaf vers 5, Genesis 6, vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man, onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Net sover dan laai ons in Hebreërs die 5de hoofstuk en ek gaan vir u net daar vers 8 en 9 lees. Kom ons gaan vir iemand van vers 7 af lees. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeeking en sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kom red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En hier word verwys na Jesus. Ek wil dat in vanmôre se gedagte begin onder hierdie tema gehoorsaamheid open die sluise van die hemel, wil ek begin en gesels eerstens oor Jesus se gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n begrip wat reg deur die Bybel loop. Jy kan daar gaan kyk in die Bybel, dit kom oral voor. Dit begin by Genesis, van die skepping van die mens, en dit strek reg deur tot by Openbaring. Juist omdat ons vandag die nagmaal vier en hier by die tafel van die Here aangesit het en 'n herinnering gekry het aan Jesus se verlossingswerk,
dit wat hy aan die kruis gedoen het, en ons uit slawerny kom red het, wil ek hierdie eerste deel rondom sy gehoorsaamheid hanteer. En as ek net teruggaan na 'n teksgedeelte in Hebreërs wat ons gelees het, is dit 'n teks wat my aangegryp het. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En juist daardeur het hy 'n perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid vir ons geword. En ek dink as ek en u vandag werklik iets rondom gehoorsaamheid leer, dan kan ons maar deur die Bybel gaan lees en na Christus se gehoorsaamheid aan die Vader kyk, sy gehoorsaamheid aan die opdrag wat hy moes kom doen. En dan kry ons 'n perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid. Die woord gehoorsaam het 'n sekere intensiteit en 'n sekere erns aan hom. As ons dit vanuit die Hebreëse taal gaan neem, dan beteken dit om te luister, om te dink, te oordink, aandag te gee, en dit bring 'n gedagte van hoor en doen na ons toe. En as ons 'n definisie oor gehoorsaamheid wil saamstel, is daar verseker 'n hele paar dinge wat ons kan sê en by mekaar kan bring, en ons kan 'n definisie saamstel van wat gehoorsaamheid werklik is. Maar om sommer net so 'n kort definisie saam te stel vanuit die Hebreëse taal van gehoorsaam, om te luister, te oordink en aandag te gee, kan ons vanmôre sê om gehoorsaam te wees is om God se woord te hoor en daarvolgens op te tree. Net dit. Dis wat gehoorsaamheid werklik vir ons beteken. Dis om die woord van die Here te hoor en daarvolgens op te tree. En daarom is gehoorsaamheid eintlik om weerlik geestelike groei. Ek wil nie sê as ons nie gehoorsaam is aan die woord van die Here nie, dan sal ons sukkel om geestelik te groei. En ek wil amper so ver gaan vanmôre om te sê, dan sal daar geen geestelike groei by ons kan wees nie, want dis juist waarheen die woord ons neem. Dis juist wat die woord met ons wil doen, en dit is dat ons in ons gehoorsaamheid aan die woord van die Here al meer en meer gelykvormig sal word aan Jesus, die Seun van God. En as ons aan hom gelykvormig wil wees, dan sal ons aan die woord gehoorsaam moet wees, dit wat daar geskryf staan vir ons, en ek en u sal dit moet leef. Ons kan dit nie maar net hoor, en ons kan maar net kennis neem daarvan nie. Ons moet dit leef. En daarom is dit so belangrik. 'n Mens se mate van gehoorsaamheid bepaal ook die mate van gesag wat jy in jou eie geestelike lewe sal hê. Een van die Griekse terme vir gehoorsaamheid is die idee om jouself onder iemand te plaas deur aan hulle gesag en opdrag te onderwerp. En dan is daar eintlik so 'n woordspeling in die woord gehoorsaam. Gehoor en saam. En as ons die twee by mekaar sit, gehoor plus saam, dan help dit ons om te verstaan. Ons moet eers God se woord hoor. Dit moet in ons hart kom. Dit moet in ons denke wees. Ons moet dit hoor. En dan saam met die Heilige Gees dit doen. Wanneer ons hoor en saam met die Heilige Gees doen, dan voldoen ons aan gehoorsaamheid en is ek en u gehoorsaam aan die Here. Ons moet ook verstaan vandag dat gehoorsaamheid is nie 'n voorwaarde om die Here se genade te verdien nie. Nee, ons het dit hier by die tafel gehoor vanmôre. Ons het sy genade ontvang uit sy waarheid en uit sy liefde vir ons, en daarom is dit nie 'n voorwaarde om
om genade te verdien nie, want ek en u kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie met ons gehoorsaamheid verdien nie. Ons kan dit op geen ander manier verdien nie. Maar dis absoluut 'n spontane reaksie of 'n keuse, 'n antwoord op God se liefde. Dis hoekom ons as kinders van die Here gehoorsaam is. Dis 'n reaksie wat vanuit ons kom en 'n keuse wat ons maak, omdat hy ons eerste lief gehad het. En as ons na Jesus se lewe op aarde gaan kyk en so deur die Bybel laai en dit lees, dan kom ons agter dat Jesus se hele lewe getuig van gehoorsaamheid. Hy was eers aan sy ouers gehoorsaam, Lukas 2 vers 51, en hy het saam met hulle, dit is sy ouers, gegaan en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig. Dan was daar 'n algehele gehoorsaamheid aan die Vader. Johannes 5 vers 19, kom die Jode en hulle wil hom verhoor, omdat hy 'n man op Sabbat genees het. En hulle kom ook omdat hy gesê het, dat hy is die Seun van God, en hulle wil hom verhoor, en hy sê vir hulle, ek sê vir julle, die Seun kan niks met homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy die Vader, alles wat hy doen, is die Vader. Dit doen die Seun ook net so. Dan kom hy in Johannes 6 vers 38, en hy sê, ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En sien ons dat daar was by Jesus 'n algehele gehoorsaamheid aan die wil van die Vader, en hy niks uit sy eie uit op die aarde kom doen nie. Daarom het hy soveel gesag gehad. Hy was toegewy aan die Vader. Hy het absoluut die wil van die Vader gedoen, terwyl hy in sy aardse menslike liggaam was, het hy steeds baie gesag gehad. Mattheus 28 vers 18 verskyn na sy opstanding aan die disippels met hierdie woorde, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dan kom ek en ek besef een ding, dat sy gehoorsaamheid kom nie in opdrag van die Vader nie. Sy gehoorsaamheid kom van die liefde van die Vader en sy eie liefde vir die mens. Dis die een ding wat ook uitstaan reg deur die woord van die Here. Jesus se gehoorsaamheid spruit voort uit sy liefde vir die mens. Sy lewe was nie 'n draaiboek, 'n storie, 'n filmverhaal wat vooruit geskryf is, wat hy gaan lees en gaan studeer en dit toe nou op die aarde kom leef het nie. Sy lewe het hy self gekies om daardie lewe te lei. Johannes 10, waar hy praat van die goeie herder en sê ek is die goeie herder. Ja, goeie herder lê sy lewe vir die skape af. En terwille van ons gekies, terwille van ons was hy uit vrye wil gehoorsaam en al sy gehoorsaamheid tot lyding en selfs die dood gelei. Filippense 2 vers 8 van Paulus, en hy sê vir ons, hy, dit is Christus, is uit verhoorsaamheid verneder tot die dood toe. Ja, tot die dood aan die kruis. Dit alles het gekom uit gehoorsaamheid. Broer en suster, geliefdes, die feit dat ek en u vanmôre aan hierdie tafel kan kom sit en dat ons kan kom geniet die genade en die vrede en die liefde wat ons in God se hand uit ontvang, en dat ons herinner word dat op Golgotha's heuwel was 'n kruis geplant, en aan daardie kruis die redding van hierdie wêreld gaan, en aan daardie kruis het op 'n stadium uitgeroep, dit is volbring, en sy totale verlatenheid, en was dit absolute gehoorsaamheid aan die wil van die Vader, en het dit vir my en jou gedoen, en het terwille van ons gedoen, in gehoorsaamheid dat hy gekom na hierdie aarde toe kom, en alles
vir ons. Wanneer ons na die verhaal van Noag kyk, en ons gaan weer deur na die evangelies toe, dan kan ons dit saamvoeg vanmôre en sê, een man se gehoorsaamheid staan tussen die uitwissing of die redding van die mense. Ek vertrou u hoor wat ek sê. Een man se gehoorsaamheid staan tussen die redding of die uitwissing van die mense. In die verhaal van Noag, die gedeelte wat ons gelees het, kom ons by 'n plek waar die Here berou gehad het, omdat hy die mens geskaap het. En sy berou het gekom, toe hy sien dat die mens, die boosheid van die mens groot was, en dit wat in die mens se gedagtes omgaan, net sleg was. God het na die aarde gekyk, en hierdie mens, wat hy in soveel liefde geskaap het, hierdie mens het weer verlang om in die aandwindjie rond te wandel op aarde, die mens het weer verlang om daar in die tuin van Eden te ontmoet, en met hom te gesels. Hierdie mens het die verleiding van die bose, 'n totale bose mens geword. En hy sê, dit was in die mense gedagtes, het dit net sleg gegaan, en die mens net slegte goed gedink. En daarom het hy besluit om die mens en alle lewe op die aarde uit te jaag, te vernietig. Gaan lees maar gerus weer die gedeelte wat ons in Genesis gelees het, Genesis 6. God het besluit om alle lewe op die aarde uit te wis. En dan is daar een man met die naam Noag. Noag het genade by God gevind. Die genade wat ek in u vanmôre om herdenk, hier by die tafel van die Here. En dit is my interessant, hoe Noag se geskiedenis begin word hier in Genesis 6. Hy begin nie die geskiedenis van Noag en vertel wie Noag is en waar hy vandaan kom nie. Hy begin deur te sê, dit is die geskiedenis van Noag. Hy was 'n regverdige, opregte man. Noag het met God gewandel. Noag, in ons konteks vanmôre, was gehoorsaam aan die woord van die Here. Noag het gehoor en Noag het gedoen. Noag het gehoor wie God is. Hy het ervaar wie God is. En hy het met God gewandel. En daardeur het Noag guns in God se oë gekry en het hy genade by God gevind van sy gehoorsaamheid. En deur Noag se gehoorsaamheid en sy optrede is die hele mensdom en alle lewe wat op aarde is nie uitgewis nie. En ek en u kan vanmôre halleluja sê nou. Ons kan sê dankie Here. Daar was een man wat gehoorsaam was en jy het die een man raak gesien en deur dit die besluit verander om nie alle lewe op aarde uit te wis nie. Die Here gaan na Noag toe, hierdie een man, en hy gee vir hom 'n vreemde opdrag. Hy sê, ek gaan bou vir jou 'n groot skip, 'n baie groot skip. Jy doen dit 'n ark, terwyl daar nie eens water naby is, terwyl dit baie droog is, daar waar Noag is, en Here sê net vir hom, hier is die planne, is opgestel deur die argitek, daar bo die hemel, vat dit en bou 'n groot skip. En ek dink baie van ons sou dit begin redeneer vandag. Die Here vir ons moet kom sê, doen so iets, sodat hy vir Noag gesê het, dan sal ons dit begin redeneer en sê, maar hoe kom jy
Here, wat is die sin daarin? Dit maak nie nou vir my sin nie, dit klink nie vir my logies nie. Enoch, wat met God gewandel het, bly steeds gehoorsaam. Hy vra nie. Hy gaan net eenvoudig en hy begin bou aan die ark. En hy moes die spottery en alles wat daarmee is gepaard gaan, deurgaan. Maar Noag bly getrou en hy bring en hy bou die ark. Jesus kry 'n opdrag van die Vader, sien ons in die evangelies. Hy moes die boodskap van God se liefde en verlossing aan die mensdom kom oordra. En dit kom leef en dit kom volbring. En dit behels dat hy sy hemelse koninkryk en sy heerlikheid moes agterlaat en in eenvoud as 'n mens op die aarde kon leef. Jesus vra nie aan die Vader nie. Hy bly gehoorsaam. Filippense 2 vers 6 tot 9 sê hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word, en in daardie gedaante van 'n mens gevind, was hy gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Toe Jesus die opdrag van die Vader kry, was hy net eenvoudig gehoorsaam. Hy het die vraag gevra nie. Hy het al sy lyding, al sy vervolging en al sy smaak kry hier op aarde, het hy nooit omgedraai en teruggekyk en gevra van Vader, moet ek regtig aangaan op hierdie pad? Moet ek regtig voortgaan met dit? Moet ek regtig hierdie opdrag wat U vir my gegee het en uitvolvoer? Daar is soveel mense wat na my luister en wat net nie eenvoudig ag gee daarop nie. Daar is soveel mense wat hoor wat ek vir hulle sê en wat my spot en wat my wil vervolg en wat my wil doodmaak. Nee, Jesus het dit nooit beredeneer nie. Hy het eenvoudig net gesê, my Vader, nie my wil nie, maar U wil geskied. En hy het deurgegaan tot aan die kruis, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. En daarin is die volmaakte wil van die Vader vir my en U volbring. Daarin is die gehoorsaamheid van Jesus volbring, my broer en suster. En kan ek en U vanmôre hier sit en kan ons deur Johannes aangespreek word as kinders van God, wat by die tafel van die Here kom sit en kom deel aan die gehoorsaamheid van Christus, sodat ons die genade en die vrede en die liefde van God in ons lewens kan ervaar op hierdie dag waarin ons leef, hierdie dag waarin die wêreld stukkend is, hierdie dag waarin ek voel of ons eie lewens soms uit mekaar wil val en niks rondom ons wil regloop nie, het ek en U die tafel van die Here as 'n herinnering dat Jesus uit liefde vir ons gehoorsaam was tot aan die kruis en die dood van die kruis en hy het volbring. Daar was 'n nood vir hom gewees. God het hom uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee bo elke naam. Daar is nie nog 'n naam soos die naam van Jesus. En daardie naam het ek en U die verlossing vandag, my broer en suster. En daardie naam het ons kinders van God geword. En daardie naam is die hele mensdom en word die hele mensdom gered. In die naam van een man wat bereid was om te kom en in liefde na hierdie aarde te kom. En dit is 'n wonder hoe die digters gaan en hulle skryf 'n lied en hulle sê ek ken 'n naam. En in daardie naam kry ons alles wat ons nodig het en kry ons oorwinning. Alhoewel die ark die simbool van redding is, het Jesus die opdrag gekry om haar te bou. Hy het ander opdrag gekry. 'n veel swaarder opdrag. 'n opdrag met baie meer lyding.
En wanneer ons dan lees, so lief het God die wêreld gehad, is ons aandag gefokus op God en Jesus se gehoorsaamheid openbaar iets omtrent aan God en die aard van sy liefde vir ons. Dit is geheel en al grensloos, onselfsugtig en genadig. Wanneer ek in die in Johannes 3 vers 16 lees, so lief het God die wêreld gehad, dan lees ons van die gehoorsaamheid van sy seun, van die man waardeur ons alles ontvang. Hy het gekom sodat ons van die slawerny van sondes gered kan word en die slawerny van sondes verwys na die kultuur en die wêreld van Satan, en hy het ons met sy gehoorsaamheid uit daardie greep uitgekry en ons losgemaak daarvan. En tog sukkel ons soms om dit te glo. Al lees ons dit en al hoor ons dit. Jesus het vir al die sondes met een offer betaal en sit nou aan die regterhand van God. En ek wil vir u sê van die regterhand, en ons het dit donderdagoggend by ons hemelvaart saamgekom, so wie daaroor gesels. Die hemelvaart het nie Jesus se bediening beëindig nie. Dit het net om van sy aardse bediening af oorgevat na sy hemelse bediening, van waar hy nou soveel meer kan doen, want aan die regterhand van God het hy nou die gesag en die autoriteit van die troon van God, en van daaraf bedien hy ons nog steeds, en maak hy vir ons steeds moontlik om alles te oorwin in hierdie lewe, en deur elke slawerny van sondes te kom, en ons daaruit te red en uit te haal, en ons te plant op 'n onwankelbare rots. Ek wil afsluit met Hebreërs 10 vers 11 tot 14. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde slagoffers te bring. Hoor mooi wat sê die Hebreërs skrywer. Hy sê elke priester, en hy verwys na die Ou Testament en die priesters wat in die tempeldiens gedoen het. Hulle staan elke dag in die diens en om die diens waar te neem, maar hulle het elke dag op dikwels dieselfde slagoffers wat hulle bring, en dit kon nooit werklik die sondes wegneem nie. Dit het slegs die sondes bedek. Dan gaan hy aan vers 12, hy sê maar hy, en hy verwys na Jesus, het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, en hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Deur een offer is ek en u vanmôre volmaak gemaak in ons heiligmaking, en die feit dat ons kinders van God is, deur een offer, deur een gehoorsaamheid, deur een man se gehoorsaamheid. Geliefdes, kan ek en u vanmôre hier sit en kan ons deel daarin, in die wete dat ons deur een offer vrygemaak is van die slawerny van sonde en alles wat dit gebring het. En ons kan vanmôre vir mekaar sê, die prys vir ons vryheid is betaal deur die gehoorsaamheid van Jesus. En kan ons hom vanmôre loof en dankie sê hy. Kom ons sluit toe. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie vir die groot offer wat u gebring het. Baie dankie dat u deur alles gehoorsaam gebly het aan die opdrag van die Vader, en dat ons vanmôre hier kan sit, en dat ons kan deel in daardie gehoorsaamheid. Dat dit juist die gehoorsaamheid is wat ons uiteindelik vry kon koop en ons kon losmaak, sodat ons hier as kinders van u vanmôre is, dat nie een van ons nodig gehad het om 'n offer
saam te bring, om in die teenwoordigheid in te kan beweeg nie, maar dat ons vanmorgen net kom en die genade, die vrede, die liefde en die Heilige Gees is hier en ons kon inbeweeg in daardie teenwoordigheid en ervaar dat U hier is en dat U met ons wil ontmoet en dat U ons elkeen aanraak. Ons het die woorde om vir U dankie te sê nie, maar ontvang dit wat ons in ons lofsang bring, ontvang dit wat ons in ons gebed bring en ons sê dit vir U, dankie Here, dankie vir daardie groot liefde en daardie gehoorsaamheid in U kosbare naam. Amen. Ons is vaak vir U, bly U stop, nie dat daar gaan ons die wat weer afhandel gesê. Baie dankie, Pastor Ivan. U mag weer spreek vir die spieles, opgaan het, baie dankie dat u getrouw is met die regering, vir sy dienswerk. Ons het twee woorde in afgesluit. Een, wat sê ek wil my bekwaam maak om meer en meer soos Jesus te wees. Is dit 'n oorgang? Verseker, allemaal die boek en allemaal die. En dan het ons mekaar huiswerk gegee na laas week se preek oor die vrug van die Gees. So dan gaan ons op die vrug van die Gees sit, genadiglik een keer met die woorde en dan sonder die woorde, want ons moet nou daai 9 in volgorde onthou, so ons moet in. Al die kan staan en ons gee ons offers. Here, ons kom met ons offers, met 'n dankbare hart, Here, ons lekker begin in die werk van die Here. Seën dit in Jesus. Amen.
verder oor ondersoek, dan lees 1 Korintiërs 13, die hoofstuk wat handel oor liefde. En dan kyk jy op die vrug van die Gees en daar die hoofstuk kry, al 9 daar benede. As jy dit kry, kom sê vir my, as jy dit nie kry, kom sê ook vir my, dan moet dalk iewers bietjie daaroor gesels. Maar kyk in 1 Korintiërs 13 of die vrug van die Gees daar kry. Baie dankie, ek het net die afkondiging op so 2 en dan om 5 uur ons aandbijeenkomst en dan ook wil ek die herinner aan volgende Sondag aan se bijeenkomst by die Queenswood gemeente. Ons is genooi na die 60 dae bestaanspierende in vorm van 'n musiekfees volgende Sondag aan om 1800 uur. So as u wil gaan, is u baie welkom. Dit is gevraag om probeer vanoggend op 'n bepaalde manier van min of meer veel van ons gaan. Kan ek aan sien wie van u beplan om dat volgende Sondag aan te gaan? Baie dankie, ek hoop dat hulle getal van so 430 uur. Goed, baie dankie, dit is afgelopen. Ja, as ja, Saterdag se funksie, optrede van 'n sanger hier by ons, die wonderlike persoon, dit sluit ligte ete in, asseblief, dit is nie net vir die senior burgers, hulle bied dit net aan. Volse gaan die opsigte van ons 100 dae feesvieringe, so bespreek vandag nog by Jackie, kan ek 'n getal van 120. Baie dankie, die Here seën. Baie dankie, Suster Jackie Rood, en ek sal tot 2 en dit sal vir julle. 2. Wie wil nou rugby kyk as haar konsert is? Ah, 3. Rugby by ons wees. Ons sê afspraak by die stuur. En hier gebied doen ons rugby, ons doen kyk, ons doen konsert en vrug van die Gees werk. Kom ons sê dankie. Here, ons sê dankie vir die Here. Here, U is 'n wonderlike God. U is 'n goeie Herder. U is ons hemelse Vader. U is ons beste vriend, die liefling van ons siel. U is ons hoop. U is ons rots op wie ons vertrou. U is ons onuitputtbare bron. En daarom, Here, sê ons omdat U lewe sien 'n kans vir môre. Omdat U lewe verdwyn my vrese. Ek weet, hierdie lewe is nie te werk. Want ons hoop nie net vir hierdie lewe op U, Here, maar ons hoop op U vir dit wat kom. God, asseblief verheerlik in ons, gebruik ons as instrumente in U hand, as ons bede in Jesus naam. Here, sal U ons weer eens bewaar en beskerm terwyl ons uit mekaar kan. Reisende genade, gesondheid, voorsiening, soos wat U alleen vir ons kan gee. En sê net dankie daarvoor in Christus naam. Amen. Liefde
Alpha. En U is die Omega. Here, U is die begin. En U is die einde. U is alles wat ons nodig het, en soveel meer. U is 'n beheer, ewiglik. Dit sal nooit verander nie. U is, U het self gesê, Simre, ek is in jou gestuur. Dankie Here, U is nie, U was nie, of U sal wees, maar U is, en ek is ewiglik. Ons twyfel nie in wat U kan doen nie. Ons weet, U maak 'n weg. Ons weet, U doen wonderwerke. En solank as ons weer is, sal ons daarop staan en sal ons bid en sal ons vertrou en glo in dit wat U doen. As daar enige iemand is wat siek is, wat gebed nodig het, enige iemand wat die Here wil vertrou, ek gaan nie vir ons sommer net nie voor ons staan. Ons gaan staan met die bid terwyl ons hierdie lied sing. U is die Alpha, U is die Omega. Kom ons bedien mekaar op 'n plek waarna ons vir die naam voorneem en ons die nagmaal doen in die woord. As U gebed nodig is nou, U gebed het U voor te kom. Alleluia.
verse voorlees uit die tweede brief van Johannes. Hy begin die brief met 'n opskrif, 'n seëngroet. En hy sê, die ouderlinge aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het, terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees. En dan gaan hy verder en hy praat van hierdie genade, barmhartigheid en vrede wat met ons sal werk. Hy praat van die kerk, met die bruid van Christus hier, en hy sê dat daar is genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van ons. En hy sê dit kom van die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader in waarheid en liefde. En dis vir my so besonder dat ons by die tafel van die Here kan aansit vanmôre en ons ervaar die genade. Ons ervaar die barmhartigheid. Ons ervaar die vrede. En dan, hy lê so nadruk daarop. Ek dink die tafel benadruk dit ook vanmôre vir my en die geliefdes, dat hierdie vrede is nie 'n wêreldse vrede nie. Hierdie vrede kom nie vanuit onsself nie. Die genade wat ek en u ervaar, is nie 'n mensgemaakte genade wat ons vir onsself laat voel nie. Dit wat ons ontvang, kom van God die Vader en van Jesus sy Seun af. En dit kom in waarheid en liefde na ons. Ons sit vandag aan hierdie tafel en ons ervaar net God se groot genade en sy liefde en sy vrede. En we weet dat ons kry dit van hom af. Hy het Jesus gestuur as sy Seun om dit vir ons te kom bring. En dis juist waarvoor ons vanmôre hier aan tafel sit. Dit wat ons kom gedenk, dit wat ons in herinnering roep. En mag ons dan vanmôre, terwyl ons die brood neem, terwyl die beker by ons verbygaan, net so bietjie weer in herinnering roep en sê dankie Here, dat elke dag is daar goddelike genade oor my lewe. Elke dag in 'n wêreld wat totaal uit mekaar uitval, ervaar ek nog vrede. En dis omdat ek goddelike vrede in my lewe het. Daardie nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, hy het gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is juist deur daardie gebroke liggaam en die stop van daardie bloed wat ek en u vanmôre die genade en die vrede van God kan ervaar en kan deel daarin. Nadat hy die brood gebreek het en dit uitgegee, het hy die beker geneem en gesê, dit is sy bloed, kom ons neem daarvan. 'n Nuwe testamentiese verbond, waarin ons as die kerk, as sy bruid deel, en kom ons deel vanmôre in daardie beker en die brood, en ons ervaar nie weer opnieuw, en ons herdenk die kosbare genade, die liefde en die vrede van God, wat ons elke dag in ons lewens kry. Geen wonder Paulus het dit beskryf as 'n vrede wat ons verstand te boven gaan. Ons kan dit nie verklaar, ons kan nie verklaar dat in hierdie wêreld waarin ek en u soms soveel stryd het, soveel probleme het, ons vrede ervaar, dat ons toch dat staande bly in hierdie wêreld. En dis net daardie vrede wat ons van God kry en wat ons kan gedenk hierdie oggend. By ons die verhoor bedien, sodat hulle ons weer kan bedien met sang en musiek. Ons sluit ons oor so vir oor. Ons sit net daar en ons sê dankie Here. Dankie vir die goddelike genade. Dankie vir daardie kosbare vrede. Dat dit uit die waarheid en uit die liefde na ons toe kom. Daarom is dit nie vals vrede nie. Daarom is dit 'n volkome vrede wat ons net eenvoudig ervaar, omdat ons aan U behoort.
van die tafel geneem het, vir ons net soos genoem die stil raak. Nadat ons herinnering is wat U vir ons te doen het. Net so die kosbare atmosfeer die stil sit. En net die heerlikheid geniet. Heilige Gees wil U net so oomblikkie oor ons beweeg. Met ons ontmoet in hierdie oomblik.
ons kom kuier en kom uithelp. Ons is baie dankbaar en die verhoog het ons vir Johannes en vir Renai en vir Tyler en ons het 'n paar undercover mense met werkies hierdie gehoor. So die Here is vir ons goed, dankie vir almal wat diensbaar is en wat uithelp. Maar nou gaan ons die poorte in die dorp. Dit is die regte sy tempel met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Kom ons sit net so. As jy wil, as jy verbind hy mag, jy sal nie die hand saam met my opsteek. En Jakob het ons gesê, op die hande, na die heilige. Kom ons hef nie ons hande op jou oomlik. Dankie. Here, dankie dat ons hande het. Dankie dat ons dit kan ophef. Dankie dat ons hier in die huis van die Here kan wees, broers en susters. Dankie dat ons liefde kan ervaar. Dat ons die vrug van die Gees waaroor ons so gepraat het kan ervaar. Here, nou wil ons maar net vir U sê, dankie dat ons uit volle bors kan sing, great and blessed. En Here, ons dankbaar is ontelbaar. Ons seëninge is ontelbaar. Dankie Here dat ons kan sê, highly favored. Here, ons is U gunsgenote. U ons lief en ons waardeer. Here, ons bely U bereid. Ons bely ons faal en ons mens wees so dikwels, ons kom tekort, so dikwels, ons swak punte aan ons werk. Maar dankie Here, ons kyk na die tafel wat so mooi voorberei is. En dan weet ons kan nou opstaan en ons kan sê, ek staan volmaak in hom. In Christus is ons geregtigheid. En daarom Here, kom ons met vrymoedigheid in. Ons stap met vrymoedigheid in ons lof. Want U prys vir ons betaal en maak van ons waarheid. Here, ons gebed is dat U weer ons soos die hoogte lowe, dat U weer en soos wat ons na U nader, dat U tot ons nader en dat ons elkeen met 'n ontmoeting van heel ver sal ontmoet.